Het dit al ooit met jou gebeur dat jy 'n gesprek met iemand gehad het en dan wens jy daai geselskap het nooit plaasgevind nie? Hulle het jou so negatief en mismoedig gemaak dat jy jouself in 'n gat bevind en jy weet nie hoe gaan jy daar uitkom nie. Die werklikheid van die saak is dis baie makliker om iemand af te trek as om hulle op te help. En die Bybel verduidelik dit vir ons juis sodat die mense met wie ons baie maal assosieer beïnvloed ons. Nou gebeur dit dat die apostel Paulus bevind homself in die gevangenskap, in die tronk, in die laaste deel van sy lewe. En menslik gesproke gaan ons sê, hy het gefaal, hy het nie sy bedieningspotensiaal verder bereik nie, hy het aan die einde gekom van sy lewe en hy eindig as 'n mislukking. Maar terwyl hy homself in die gevangenis bevind, skryf hy hierdie baie inspirerende brief aan gelowiges in Filippi. En die hooftema van sy boodskap is juis blydskap ongeag omstandighede. En in dit als gaan hy en hy herhaal heeltyd hierdie tema van blydskap, maar hy skryf hierdie uiterste belangrike opdrag vir ons as gelowiges oor hoe ons gesindheid juis moet wees. En ek wil dit net graag vir jou lees in hoofstuk 2 vanaf vers 14. Hy sê, doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberisplik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld. Die realiteit van die saak is dat Engels is die universele taal wat jy enige plek kan gaan staan en praat en mense sal jou help. Maar daar is ook 'n ander universele taal wat ons as mens baie vlot kan kommunikeer en dit is om te murmureer, om te kla. Die hartseer ding van dit als is onder kinders van God is dit net so algemeen dat ons al ewig besig is om te kla. Ons lees daarvan in die Ou Testament hoe die Here hierdie wonderwerk gedoen het om Israel uit Egipte uit te lei en hulle bevind hulle self in die woestyn. En keer op keer bly hy in sy grootheid aan hulle basiese behoeftes voorsien. Maar die hartseer ding van dit als is, Israel bly murmureer, hulle bly kla. Op 'n stadium sê Moses en Aaron vir die volk, dis nie teen ons wat julle die heeltyd hierdie klagtes bring nie, maar is inteendeel teen die Here, julle God. Julle kla en julle murmureer teenoor hom. En die hartseer ding van dit als is, soos wat hulle bly murmureer het daardie gesindheid, daardie ingesteldheid gemaak, dat 'n groep mense is uit Egipte uitgelei, maar hulle het nooit die beloofde land betree nie. Hulle het nooit op daai plek gekom waar die Here bestem het vir hulle om heen te gaan nie, wat hy vir hulle vooraf bepaal het om heen te gaan nie. En so is dit noodsaaklik vir ons as gelowiges om te verstaan, dat ons murmurering hou ons inteendeel terug van dit wat die Here vir ons instoor het. Dit hinder ons om op daardie plek te kan wees waar ons veronderstel is om te wees, om juis so te skyn as 'n lig in 'n krom en 'n verdraaide geslag, as 'n kind van God. Hier is die werklikheid van die saak. Wanneer jy en ek as mens murmureer, dan sê ons 3 goeters. Here, U is nie goed nie. Here, U is nie in beheer nie. Here, U weet nie wat U doen nie. En die werklikheid van die saak is dat ons as mens en ons as gelowiges weet juis dat die Here goed is. Die Bybel is vol van sy goedheid en verseker het jy ook al getuienisse daarvan. Verder weet jy ook dat die Here is in beheer, want sy woord beloof dit vir ons. Maar ook so weet ons dat hy weet presies wat hy doen, want hy is die meester wat die pen in die hand het van jou en my lewensboek. En hy skryf hierdie meesterstuk. Hy weet presies wat hy doen. Hy is presies in beheer en hy is nog steeds al die pad goed. Ek wil jou uitdaag hiermee. Kom ons maak 'n kopskuif. Kom ons gaan so bietjie en ons verander ons denkrigting om al ewig te kla en ons maak die keuse om te sê ek wil eerder dankbaar wees en die Here vereer en verheerlik, want hy is nog steeds goed en hy is nog steeds in beheer en hy weet nog steeds wat hy doen. Mag die Here jou help en dit juist so jou ingesteldheid wees, dat jy kan sê ek is klaar om te kla en ek kies eerder om dankbaar te wees.
ongeag my omstandighede. Mag die Here jou seën.